There's a lighthouse on a hillside that overlooks life's sea. When I'm tossed, it sets out a light that I might see, and the light that shines in the darkness that will save me, lead me home. If it wasn't for the lighthouse, tell me where would this ship be? And I thank God for the lighthouse. I owe my life to Thee. Lord Jesus is the lighthouse, and on this coast I see. He has shown the light around me, that I may live free from sin. If it wasn't for the lighthouse, His name is Jesus, where would this ship be? Now everybody that lives around me, they say, why don't you tear the old lighthouse down? They say the big ships don't sail this way anymore. There's no use for it standing around. But in my mind goes back to that stormy night when just in time I saw the light. And it wasn't for the lighthouse, Jesus, where would this ship be? And I thank God for the lighthouse. I owe my life to Thee. For Jesus is the lighthouse, and on this coast I see. He has shown the light around me, that I may live free from sin. If it wasn't for the lighthouse, tell me where would this ship be? There's a lighthouse on the hillside that overlooks life's sea. When I'm tossed, as it stands out of light, I might see, and the light that shines in the darkness that will safely take me home. If it wasn't for the lighthouse, Jesus, tell me where would this ship be? And I thank God for the lighthouse. I owe my life to Thee. For Jesus is the lighthouse, and on this coast I see. He has shown the light around me, that I may live free from sin. If it wasn't for the lighthouse, tell me where would this ship be? Now everybody that lives around me, they say, why don't we just tear the lighthouse down? They say the big ships don't sail this way anymore. They say there's no use for it standing around. Oh, but my mind goes back to that stormy night when just in time I saw the light. If it wasn't for the lighthouse, tell me where would the ship be? And I thank God for the lighthouse. I owe my life to Thee. For Jesus is the
lie down, and all the scars I see, you show the light around me, that I may live free from sin. Let me tell you, if it wasn't for the lie downs, tell me where would the ship be? Well, I thank God for the lie down, for I owe my life to Him. For Jesus is the light, and on this coast I see, you show the light around me, that I may live free from sin. If it wasn't for the lighthouse, tell me where would this ship be? How He has shown His light around me, that we all may live free from every sin. I want to tell you about Jesus, because if it wasn't for that lighthouse, now where would my family, where would be of me? Well, I thank God for the lighthouse, for yes, I owe my life to Thee. For Jesus is the lighthouse, and on this coast I've seen, He'll show the light around me, that we live free from sin. Now if it wasn't for the lighthouse, tell me where would this ship be? Prys die Here. Jy weet ons gaan hierdie koortjie sing, stuur die lig, die evangelie lig. Hy sê laat dit skyn van see tot see. Maar as U bewus gemoor dat U as Christen die ligdraer is van hierdie evangelie lig wat gaan na see tot see. Kom ons sing dit hardop saam, stuur die lig, die evangelie lig, laat dit skyn. Dan stuur die lig, die evangelie lig, laat dit skyn van see tot see. Ek stuur die lig, die laat ek nou, my heel met heel, die laat op meer. Ek stuur die lig, die evangelie lig, laat dit skyn van see tot see.
anker 'n bietjie losgekom het. Maar ek weet dit is wanneer die Here so bietjie daardie ankertou 'n bietjie skiet gegee het. Sodat wanneer die omstandighede jou druk, dat hy jou nie onder die golwe intrek vermoor in die put. Maar ons het 'n anker wat ons vashou. Ons moet net vashou aan daardie anker vermoor. Right. Amen. En ons anker
Geloof enkel niet met de Heer. Maar weet jy wat is geloof? Geloof is die vermoë om te vertrou op iets sonder enige bewys. As jy vermoë werk verlang, vertrou op hom. As jy vermoë 'n huis verlang, dan vertrou jy op hom. Want wanneer jou geloof is aan iets wat jy nie weet, maar jy weet dit's daar, maar jy kan dit nog nie sien. Maar vat dit vermoed terwyl ons dit nog 'n keer gaan sing. Dan vat jy daardie huissleutel. Jy vat daardie werksomstandighede. Jy roep dit vermoed. Jy roep dit in jou gesin vermoed, jy roep dit in jou huwelik, jy roep dit in jou huis, jy roep dit vir jou kinders. Halleluja. Ons praat baie keer so. As ons as ouers hierdie kinders gaan help, waar gaan hulle huis toe gaan kry? Maar geloof vermoed. Ek vat vermoed die sleutel. Ek vat vermoed die geleentheid. Vir my.
Praise the living name. Lord, I need you more than I need the sunshine. Lord, I need you this morning more than I need the rain. Praise the Lord. Lord, I need you more than I need the sunshine. Lord, I need you more than I need the rain. Lord, I need you more than I need the morning. Lord, I need you more than I need anything. When I'm thirsty, you are my living water. When I'm hungry, you are my living bread. Now when I'm tired, you are my restore. And on you I can lay my heavy head. Lord, I need you when I need the sunshine. And Lord, I need you when I need the rain. Lord, I need you when I need the morning. Lord, I need you when I need anything. And when I'm thirsty, you are my living water. When I'm hungry, you are my living bread. When I'm tired, you are my restore. And on you I can lay my heavy head. Lord, I need you more than I need the condition I can hear my longing. Lord, I need you more than I need the rain. Lord, I need you more than I need the morning. Lord, I need you more than I need anything. And when I'm thirsty, you are my living water. When I'm hungry, you are my living bread. When I'm tired, you are my restore. But on you I can lay my heavy head. Oh, let's sing it, Lord, I need you more than I need this music song. But we escape. Here's the end of this Lord, I need you more than I need the morning. Here's the living water. Lord, I need you more than I need Jesus. But when I'm thirsty, you are my living water. When I'm hungry, you are my living bread. When I'm tired, you are my restore. And on you I can lay my weary head. Running dollars and running dollars for your soul.
when I'm hungry, oh yes, I'm hungry for more of you. And when I'm thirsty, you are my quench. And on you, Lord, I can lay my weary head. Ek wil vanmôre met die gesels. Gewoonlik sal ek eers die inseëning doen en dan die boodskap bring. Maar na aanleiding en na opdrag van die Heilige Gees, ek kan nie vir u 'n boodskap bring nie, maar God kan. Ook kies ek nooit my boodskappe nie, want die Here kies dit vir my. Maar ek is wel 'n instrument in die hand van die Here, wat die boodskap van God aflewer, soos wat ek dit verstaan en die Here dit aan my wys. Ek lees vir u enkele gedeeltes in die boek van Handelinge geskrywe deur die apostel Paulus. 'n man wat die kinders van die Here vervolg het, 'n man wat mans te gelykertyd voor hulle kinders uit hulle huise uitgesleep het aan hulle hare. 'n man wat nie in Pinkster geglo het nie, wat in die krag van die Heilige Gees nie geglo het nie, maar op die pad van Damaskus op die grond geval het van sy rydier af, terwyl hy niks sien nie, want hy het blind geword, maar hy hoor Jesus praat met hom en hy sê, Saulus, Saulus, hoekom vervolg jy my? Dis vir jou hart om teen die prikkels te skop. Hierdie evangelie kan jy nie verstaan nie, jy kan dit net lief hê. Hierdie evangelie kan nie beskryf word nie, maar dit kan net ervaar word. Die krag van die Here is lewend en die krag van die Here is gereserveer vir sy kinders. The promises of God are reserved for God's children only, because the Bible says that He will hide the precious things of God for the people of this world, and they won't have head or tail know what you are talking about. But you this morning, Pentecost is something you feel and you understand, because Jesus Christ reveals it to His church. Then Pentecost was written, so many books of the Bible by this man, the Apostle Paul. Ek lees vir u in Handelinge 27 vanaf die 8ste vers. Ons vind hier vir Paulus as 'n gevangene op 'n skip en hy is gesekondeer om na die keiser te gaan, omdat hy homself op die keiser beroep het. Wat dit beteken, in daardie dae was die Romeinse ryk, jy sien daar die boot is van staal gemaak. Die beeld van Nebukadneser, die Romeinse ryk, het vir amper 800 jaar was hy die supermoondheid op die wêreld. Nearly for 800 years the Romans ruled. Dis baie lang tyd, mense. Dit was 'n Easter-tyd. Amper vir 800 jaar. Hulle het die kuns van Easter vervolmaak. En hulle is ook die mense gewees onder wie se hande Jesus Christus gekruisig is. Paulus was gestuur na hulle, na die heidene. En hy vind homself hier op 'n Romeinse skip, omdat hy 'n Romeinse burger was. Die Bybel verklaar nie noodwendig vir ons hoe dit was nie, maar hy was ook 'n Israeliet. He was a dual citizen. But he summoned to be brought before the highest authority there was. Hy wou voor die keiser verskyn. En daardie dae as jy 'n regsaak gehad het en jy het nie noodwendig saamgestem met wat hulle gesê het nie, kon jy sê ek beroep my op die keiser. Dan moet jy ook seker maak, jy gaan nie die keiser se tyd mors nie, want jou hoof gaan waai as jy die keiser se tyd mors. Maar as jy voel dat daar onregverdigheid aan betrokke, soos wat Paulus hier sy lewe in gevaar was en hulle wou hom doodmaak, dan sê net ek beroep my op die keiser. Onder Romeinse wet dan moet hulle hom voor die keiser bring. En hy was hier op die skip. Daar was die owerste oor 100, die hoofman was Paulus goedgesin. Hy het van Paulus gehou. Maar op hierdie skip was daar 276 siele. Dis nie 'n klein skipie nie. I'm talking about a ship big enough to take
276 souls. Daar was ook die skeeps span gewees, die matrose, die skiepe. Daar was daar gevangenes gewees. Daar was daar ook soldate, genoeg soldate om hierdie gevangenes te beheer. Kan jy dink as hierdie gevangenes buite beheer raak? Daar moes soldate wees en daar was daar 'n hoofman, amper 'n supervisor kan jy nou maar sê, wat alles in orde gehou het op hierdie skip. Handelinge 27 vanaf vers 8 sê dan die volgende: En toe ons met moeite verbyseil, kom ons by 'n plek wat genoem word Mooi Havens. Daar is die naam van die, wie van julle ken Mooi Havens in Suid-Afrika? Enigiemand? Waar is die oudspader weer mense? Mooi Havens. Is dit nie waar Rassie Erasmus het groot tente opgeslaan het? Praat om 'n korreksie, my ou pa was by sy dienste waar die Here soveel reisstoele, mense uit reisstoele. Ek het 'n ou bandjie wat ek met my pa gehoor het op die tolbande, wat jy 'n diens hoor wat Rassie Erasmus spreek. Hulle baie by Mooi Havens was 'n gebied wat jy, daar's 'n dowe man in die gehoor. En hoe hy daai dowe gees bestraf, en dan hoor jy op hierdie audio-tyd hoe begin daai man oor. God loof en prys. Ek neem aan Vader onder daai leiding van Rassie Erasmus en sy span het hierdie naam in die Bybel uitgekry. Mooi Havens, dis mooi. Ons is by Mooi Havens, mooi tye in die Here, stem nie saam. En toe ons met moeite verbygeseil, kom ons by 'n plek wat genoem word Mooi Havens, in die nabyheid waarvan die stad Lasea is. En omdat 'n geruime tyd verloop en die skeepvaart al gevaarlik geword het. Is daar iemand by die deur? Polly, kyk net. Or I don't know what this buzzer is going on. Omdat 'n geruime tyd verloop het en die skeepsvaart al gevaarlik geword het en die vastyd ook al verby was, dit lyk vir my dat die mense het gevas op die skip. Hoekom? Omdat hulle dan voedsel besig was om dit te bespaar. Jy kon nie net eet wat jy wil op die skip nie. Rantsoene. Wie van julle glo in rantsoene? Steek net jou hand so op. Say, Lord, please help that we don't get rationing with fuel. Rantsoene. Oor die, toe ek daai woord hoor, ek moet sê die albei, toe ek daai woord hoor, rationing. Toe lei dit 'n klokkie, so daai was in wat staan in die Bybel? Openbaar. Nasies in hulle radeloosheid, wanneer see en branders tree. Jy het gesien as 'n storm is by, dat het die land. Jy het gesien hoe groot is hy. Hy loop, sit nie, boontoe, af, onder toe, honderde kilometers. Jy sien wat hier gebeur, nasies in hulle radeloosheid, wanneer see en branders dreun. Rantsoene, rationing will be a sign of the end times. God was just showing you in this very short war. Those of you that criticized the final battle of Armageddon happening on horseback, if there's no fuel, there's no cars. Let's buy an electric car, the people said. Oh, okay. So how are you going to charge your electric car? The coal power station doesn't get a bulldozer that uses diesel to charge the power station to charge your car. What are you going to do? Oh, we'll use nuclear power. Kuiberg is baie ver. Maar so vinnig kan dinge uit beheer uitraak. Ander dag se preek. Maar so vinnig as hulle die olie skiet van al die lande, dan kan jy nie meer. So, ons gaan 'n kerkgroepie stig, dan gaan ons in die oggend 'n kerk ry met ons bergfiets as jy wil. Let's get back to the word of God. Rationing. Hulle het gevas, hulle rantsoene op die skip gebruik, hulle kon nie al die kos in een slag eet nie. Nadat hulle 'n vastyd deur is, vers 9, het Paulus hulle gewaarsku. Paulus had a dream. He had a dream from God, this Apostle Paul. God warned him.
Hy het hulle gewaarsku oor 'n droom en hy het vir hulle gesê, vers 10, manne, ek sien. Ek het 'n visioen, ek wil God dank wanneer 'n mens kan sien. Dat hy jou oë kan oopmaak, dat jy kan sien, die waarheid van die Here kan sien. Ek sien dat hierdie reis van ons met ramp en groot skade verbonde sal wees. Nie alleen vir die vrag nie. Ek weet nie wat was op die skip nie. Daar was natuurlik 'n vrag. Nie alleen net vir die vrag nie, maar die skip self is in gevaar. Ook ons lewens. Maar die hoofman oor 100, al het hy guns aan Paulus geskenk, het meer aan die stuurman, die kaptein, en die eienaar van die skip geglo, as aan die woorde van Paulus. Die eienaar van die skip het natuurlik handel gedryf. For him it was the old money and money and money and money. They didn't do it for free. It was a merchant ship that carried cargo. And then on top you could also carry slaves or soldiers or whatever. They were there to make money. En die stuurman en die kaptein het gesê, nee wat, die wind lyk goed, ons kan maar bietjie verder seil. En Paulus sê, julle moet dit nie doen nie. Die Here het vir my gesê, hierdie skip is in gevaar. Al hierdie vrag wat hierdie skip dra, is in gevaar en ons lewens. Maar hulle het nie na hom toe geluister nie. So gaan dit maar van daardie dae af. Die kinders van die Here, jy praat en praat en praat, en jy praat en praat en praat, en die wêreld wil nie luister nie. Dis mos maar die hardkoppigheid wat in elke mens is. En omdat die hawe nie geskik was om daar te oorwinter nie, het die meerderheid aangeraai om ook daarvandaan af te vaar en indien moontlik Phoenix te bereik om te oorwinter. 'n Hawe in Kreta wat oop lê na die suidweste en na die noordweste, en toe die suidewind saggies begin waai. Jy sien die suidewind het gewaai in die rigting wat hulle sou vaar. Toe dit saggies begin waai, het hulle gedink dat hulle hul voorneme kon uitvoer en hulle die ankers gelig en langs Kreta verby geseil. Vers 14, maar nie lank daarna nie, het 'n stormwind wat Euroclydon genoem word. Nou, Euroclydon is Hebreëus en Grieks en Latyns actually vir noordooste, die noordooste wind. Die noordooste wind het Euroclydon begin waai. Dit is ook, they say it's the strength of the typhoon. Now this week we had Exmouth a couple of days ago, yesterday and the day before. Exmouth received over 200 km/h winds. The place is a war zone. The evacuation center, which had people in it, the evacuation center with people in it, that roof blew off. And they had to evacuate the people out of the evacuation center. The service station, the place where we bought lollies and chips, Walter, when you were about this big supermarket, gone. Die bote in die hawe in Exmouth, in die kanaal, the boats that were moored there, some of them sunk because they keep bashing the boats, the waves. The water is brown. The sky is blood red because of all the dust that's whipped up. The war zone. That kind of wind was blowing, typhoon strong. It had a fearful name, and jy kry die woord in Afrikaans, Euroclydon, as 'n orkaansterkte wind wat opgekom het in noordooste. Vers 15, en toe die skip meegesleep word en nie teen die wind opkom seil nie. Jy sien, hulle wou in 'n sekere rigting seil. En toe kry hulle die wind reg van voor. As jy op die kaart kyk, met die noordooste, asof die mannetjie met die vurkie die wind aangeblaas het. Ons weet dat hy dit ook gedoen toe Jesus op die see was en Jesus die see moes bestraf. Hy kan die wind opbring en die noordooster het vir Paulus probeer wegwaai van sy destinasie. Die noordooster het opgekom, 'n stormagtige wind.
En hy het hulle reg van voor getrek. Right from the front. Nou in daardie dae was dit gewees dat jy 'n sleepbootjie gehad het. 'n Sleepbootjie, net tot sover, ek gaan verder vir julle vertel. 'n Sleepbootjie, sou jy dan nou, hier is nou nie 'n sleepbootjie nie, hy is vir decorations. Kan jy ons gevraag om die dienst gegeven? Aan die ene kant daar, tjoefe-tjaffe was. Het jy ook met bootjies gespeeld toe jy klein was? Daar wanneer die veertjie afgeboek. 'n Sleepbootjie is 'n reddingsbootjie. En 'n sleepbootjie maak jy met 'n tou vas agter jou bootjie. Vandag het die cruise ships, die fancy bote wat so opgehuis word en na sak word. Maar hierdie boot het net een sleepbootjie gehad. En dan maak hom met 'n tou vas agter aan die boot. Dan trek jy hom nou. En hy dryf nou maar saam. Waar jy gaan, trek jy hom nou maar saam. Hy het nie seile nie. Hy het roeispan. Hy is 'n manual. Dalk soos wat ek en jy een van die dae gaan wees, 'n manual. Jy sleep hom saam. Maar nou as die wind van vooraf waai, die wind van vooraf kom, wat dink julle maak die sleepbootjie hier agter? Kyk, broers en susters, wie van julle was al op stormsee gewees? Die wind wat van vooraf kom, as jy nou op teen die golf is, en dan kyk jy so af, dan vang jy spoed. Jy hoor daai toestrook motors se refs klim heavy, want jy vang jy spoed hier af. Maar nou is jou sleepbootjie nog agter die golf. Dan trek jy hierdie bootjie op. En as jy af is, dan kom hierdie sleepbootjie met 'n spoed af. En Paulus skryf, hulle al hulle dae gehad, as jy verder lees, om hierdie sleepbootjie te beheer. Ek onthou een nag, dit was laatmiddag, maar toe word dit nou nag, daar in Richards Bay, toe was ek so 'n jong man gewees, en ek het saam met 'n oom, 'n kwessie venter van visvang daar, en ons hoor op die radio dat hulle roep die bote in, en ons het daar sulke groot bottom visse gevang, ek dik grys is, so dik. Maar hoorie, daai vis het 'n paar lippe aan hom. En daai vis se naam is 'n niggerlip. Dis 'n naam. En ons vang daai visse, en maar hulle is lekker om te braai. En ons laai hulle in die koelbokse van die boot. En die radio kom op en hulle sê die mense moet uit die see uit, maar nou is dit 'n redelike groot diepseeboot, 'n cat. En hy kan catamaran, hy kan lekker die roe see vat. Maar ek sal nooit vergeet nie, op pad terug, toe ons ook nou maar toe inry, want ons wil nie die vis daar los nie, toe kom ons nou verby 'n oom en sy maat, wat nou op so 'n badskorreltjie is. Julle like die Afrikaans geworden, né? 'n badskorreltjie met so 'n ou klein enjinetjie. En dan het trek daai engine, nou start die dag in 'n stormsee. Hoor die broer, soos dit daai, toe dit donker raak, daai see, dit was stormsee, dus kom die bote terug, dit was nag. Ek sal nooit vergeet nie, die vrees op daai twee mense se gesig. Ek het telke maal nuwe nylon toue gegooi, en maak het nuwe nylon toue, maak het in 'n bootjie vas. As ons hulle sleep, en ons trek so teen die swel, dan staan ek en kyk en breek daai nuwe nylon toue. Dit was nag. En Paulus hulle probeer hierdie bootjie sleep teen 'n orkaanwind. Later trek hulle hierdie bootjie nou maar, probeer hulle om nader trek. Ek dink, weet jy 'n klomp gevangenes op die boot, 276 mense. Die soldate is nat, almal is nat, dit reën, storm, wind.
En ek wonder maar net, as jou lewe nou saam met jou lewensmaat 'n bootjie is, wat trek jy deur die golwe? Jy weet, alles in die woord van die Here, elke nommer, elke getal, beteken iets. As jy so kyk na daai 276, is dat die Here dit vir my oopgemaak. Ons weet dat die getal 7 is die getal van God. Stem nie saam? Wat is die getal van die duiwel? Always 6. Whether it's the 6 star or it's 666, always 6. It's never 7. It doesn't like 7. God is 7. En as jy jou lewe so voorstel, en jy 2 is op hierdie bootjie, 2 van julle, 2 kinders van die Here, 2 seuns, maar daar's 6, dit is 6. Jy sien, dit wat jy uit jou vorige verhoudings, of jou vorige lewe, of jou vorige ouerhuis, of situasie saambring in jou huwelik, soos wat die Here vir my dit gewys het, as die storms van die lewe kom, dan val jy weer terug daarop. Dan kan jy en jou lewensmaat nie vorentoe beweeg nie, want jy trek mos hierdie bootjie teen die golwe. En vanmôre gaan die Here jou help dat jy daai tou afsny. Dat jy jou ongeloof kan afsny. Want die Heilige Gees praat vanmôre met jou. As kind van God. Daar's getalle in jou lewe en God. Jy moet God op jou boot kry. Hulle trek hierdie boot nader. En Paulus sê, na 'n gesukkel, kry hulle later hierdie boot van agter af, bring hulle hom nader. En hulle tel hom uit die water uit op. Met tou. Ja. Broer en suster, op stormsee, jou bene, jou knie, jy weet nie meer hoe om te staan. Dit gly. Dit is, jy moet vashou of jy's oorboord. Jy word so geskommel, jy weet nie hoe herwaarts of derwaarts nie. Nou moet jy nog hierdie boot uit die water uit optel. In die skip op. 'n Skip, broer en suster, wat 276 mense op. Weet jy hoe dit gelyk? Met watter krag moes hulle daai sleepbootjie uit die water uit optel. En hulle maak hom hier agter vas. Nou dra ons nou maar die sleepbootjie. So dit wat jy nie saam sleep uit jou verlede nie, wat jy en jou partner so nou en dan moet deel nie, dit draai jy nou maar saam. Wie van julle dra goed saam in julle lewe? Nou? The Spirit of God wants to help you today. You see, these men were on a destination. And first of all, it was the devil whipping up the wind straight in front of you. Hy kom nie net hier van die kant af nie. Dis ou Jakobsie wat nie weet of hy wil byt of hy wil blaf nie. Hy kom sommer reg van voor af. Kom die wind. Die noordooster het gewaai. Reg van voor. En hy kom. En jy weet nie of jy kom of jy gaan nie. Jy kry die wind van voor. Soos wat die Afrikaanse spreekwoord sê. Wie van hier dalk die wind van voor gekry die laaste tyd?
in baie opsigte, in baie omstandighede, in baie tye hierdie laaste tyd. Wie van julle het ekonomies, finansiëel die wind vol voorgekry? En weet jy wat? Hierdie reddingsbootjie, want dit is wat dit is. Dis 'n reddingsbootjie, het 'n anker geword. We've got something on the boat we call a drift anchor. It is a tent-shaped device like a funnel, and you watch the direction of the wind and you throw it out overboard and you let it drift in the water on a rope and it opens up soos 'n groot sambreel. En jy trek hom agter jou boot, dan hou hy jou terug. Hierdie reddingsbootjie wat veronderstel is om vir jou redding te bring op die ouene van die dag, het dit veroorsaak dat hierdie mense nie by hulle bestemming kon uitkom nie, want hulle teen die windgevaar. As hulle die reddingsbootjie afgesny het hulle dalk genoeg krag gehad om vorentoe te gaan. What I'm telling you is if you are towing things behind you, you are hindering the destination and the speed of where you need to arrive in your marriage. I'm specifically talking about marriage this morning. Why? I don't know. Is it because of the dedication? No. It's because the Lord gave me this message. Hoe nader jy aan die koninkryk van die hemele kom, hoe meer gaan die duiwel probeer om jou huwelik om te kan. Hy gaan jou kinders gebruik, hy gaan jou skoonma gebruik, hy gaan jou skoonpa gebruik, hy gaan jou swaar gebruik, hy gaan almal gebruik wie hy kan om vir die wind van voor te gee. You need to focus on Jesus. Ek sien 2:7:6, julle raak stil, as ek te kwaad. Julle raak stil. 2:7:6 sê vir my, daar's 2 mense. Maar die getal 7, die kinders van God is, maar daar's 'n fout aan die einde. Dis 'n 6. Hulle trek hierdie skipie nader en hulle sit hom hier agter vas. Hulle bind hom hier agter vas. Goed, nou het hulle 'n reddingsbootjie. Nou hoe pas 276 mense in 'n reddingsbootjie? Why is it even there? I'll tell you why it's there. It's there for selfish gain. It's there for comfort. It's something you carry with you as an escape route. Oh. Sometimes your alcohol is an escape route. Just in case I feel awful today. I'm on my way to heaven, but I'm allowing things to hold me back. And by the way, it's not holding me back, it's holding my partner back as well. Daai reddingsbootjie was 'n anker op daai skip. Wat hy agtergetrek, hoe meer hy vorentoe beweeg, hoe meer trek hy agter. Yeah, but that's the way I've been raised. That's my character. I know, but Jesus gives you a new character. It changes things. And I'd rather you sit in a church where Christ can break ropes and break bonds. And I'm determined this morning to deliver the message of God. I wanted to bring a chopping block here with a block of wood. But after last week I'm forgetting a lot of things. A block of wood. And I wanted to bring a rope here and you cut it with an axe. Because that's what needs to happen. Pastor, but no, we're not really that radical. Let me tell you the times is. Daai bootjie wat hulle so agteraan vasgemaak het, goed, nou dra ons nou maar die boot. Ek het een ding ook geleer. As jy gewig agter op 'n boot sit, dan lig die helm van die boot op. En teen die wind is dit nie wat jy wil hê nie. You want to keep your nose down. Dig forward. Keep as low as possible.
keep you and your partner as low as possible, on your knees as possible, when the winds blow as possible. Because the wind will blow more and more and more. The prices will go up more and more and more. And we might not be able to afford this and come here. But what we've got each other. 376 And that night, there came one more. That night, there was one more soul on that boat. An angel of God. Telling the Apostle Paul, look, I am giving you all 275 souls, because Paul was 276. I geef je 200, ek geef je al die siel op die boek. Sê one number. And he changed that to 7. And as soon as it changes to God's number, things change. Hulle gaan terwyl die boot nou so in die lug is, hulle reddingsbootjie wat in elk geval net 'n paar ouens kan dra. Die enigste ouens wat hulle oog gehad het op daai sleepbootjie is die matrose. Hulle wou wegvlug in die bootjie. En as jy op die see is en wat ons nou hier lees is merkwaardig. Een ou staan hier voor op die helm en die ander staan daarso. Dan gooi hulle tou saam in die wind so af en nie. Dan spoel die see, die tou onder die boot in, so trek hulle styf. Want die skip wou uit mekaar uitval, soos hy geslaan deur die golf. Basies draai hulle daai skip toe in 'n koeksuster, gooi hulle nog 'n tou, gaan 'n bietjie agtertoe, en dan rap hulle op, soos 'n gazebootjie wat jy probeer op die strand van die gang hou. En dan rap hom so toe. Ek sal nooit vergeet nie. Ek het 'n vriend gehad wat jare terug oorlede is, Kobus Mateer. En hy was 'n redelike groot man gewees. Redelik groot, maar hy was nog groot. Dit is nie 'n slegte ding om 'n vriend te wees van iemand wat redelik groot is nie. Maar baie dierbare mense. En ons is een nag daar by Swadini, Sybrand van die kerk, né? Julle ken die vakansie oor daar Transvaal. Sybrand van die kerk Swadini. Hy sit in 'n kraans gery teen die Drakensberge. Julle daai nag kom die wind daar af. Ek het hom gehoor soos 'n trein. Vra my wel man. Dit klink soos 'n trein wat daar afkom. Jy hoor hom van daar bo af. Dan kom hy. En as hy deur daai kamp kom, dan maak hy so. Dan maak die tent ook so. Ek het daai nag nie oog toe gemaak. Ek het elke tou wat ek in die bakkie gehad het gebruik om te strek. Maar hierdie tel van my lê in sy ou klein iglootjie. Hy word nie eers wakker. Die wind kan ook nie die tent wegwaai nie, want hy waai so teen sy olifant lyfie, maar hy lê vas. Later toe besluit ek die beste kans wat ek nou maar het is so om te loop. En ek vat 'n tou en ek maak hom vas en ek loop so om. Ek loop om die hele tent. Die oggend toe hy wil uitkom, toe kan hy nie uit nie, want hy is gerep. Nou so het hulle gemaak met hierdie skipie. Hulle het hom gerep. Plaas het hulle maar net die seilbootjie laat gaan. Hulle dryf weg. Die Bybel sê hulle verloor alle hoop om gered te word. Jy het hoop om gered te word. Wie van u wonder of jy hemel gaan maak, broer en suster? Uit jou kan jy hemel nie maak nie. Maar deur die vergewende genade van Jesus Christus kan jy dit maak. Deur sy genade kan jou huisie op die rots lê. As die winde waai, as die storms kom, sê die Bybel, na jou huis toe aankom, sal jou huis staan as jy 'n fondament op Jesus Christus op die rots gebou het. Hulle spoel weg, hulle dryf weg, hulle verloor alle hoop. Daar's nie kos nie. Hulle gooi al die vrag, al die kratte,
Dit ook al wat van waarde was, gooi hulle ook. Maar hulle hou nog die reddingsboot. As het daar nou soveel mense kan oppas. En hier staan 'n man op Paulus, 'n gevangene. En ek glo dat die heerlikheid van die Here was op sy gesig. Hulle het gevas, natuurlik was hy in die gees, hy was altyd in die gees. En hy staan op en hy sê, I told you so. Ek het vir julle so gesê, I told you so. You should have listened to me. He says, but listen here, an angel of God made 276, 277 last night, he was here, and he told me, you do not need to worry, because not even one hair of your head will fall on the ground. God, or one hair of your head will go in the water, you will be saved. Jy sal gered word. Die Here spaar julle lewe. En hy sê vir hulle, haal uit die kos, kom ons eet. Ons redding is naby. Maar nou nie meer vas nie. Hy sê, haal uit die kos, ons gaan gered word. Die manne vat moed. En hulle word gered. En nie lank nie, toe gooi hulle die skietloetjie oor. Die faam, tussen 20 faam diep. En nie lank nie, toe gooi 'n matroos nog ietsie oor. Dis dit 15. En toe hulle naby agterkom, het word nou vlakker. Weet jy wat gebeur toe? Kom maar so 2 of 3 matrosies. En hulle is die een wat nou eintlik die reddingsbootjie. Die duiwel probeer nou escape. Hy is die een wat las op jou laai. Hy is die een wat jou verhinder. Hy is die een wat vir jou sê, man, ek is so gebore en ek sal so laat gestaan en ek sal so doodgaan. Hy is die een wat vir jou sê, man, jy is net jou ma, jy is net jou pa. En hy is die een wat vir jou sê, man, jy is nou maar so. Maar weet jy wat? Hy dink hy gaan gered word. Hy worry nie oor jou nie, want niemand kan op daai boot pas nie, behalwe net hulle wat se hart in die skool is nie. En daai duiweltjies, hulle vat nou die sleepbootjie, die reddingsbootjie, en hulle sak hom so 'n bietjie af. Hulle sê, wat maak julle nou? Nee, ons wil die anker oor die bootjie gooi. Dus kom ons die bootjie so 'n bietjie afsak. Hulle jok man, hulle wil wegvlug in daai bootjie. En Paulus sê, ek gaan dit vir julle lees. Paulus onderskei hulle. Hy onderskei hulle. Maar die matrose het probeer om uit die skip te vlug. En die sleepbootjie, die reddingsbootjie, en die see laat sak onder die voorwendsel, dat hulle ankers van die voorskip afgooi. Toe sê Paulus vir hulle, onderskei hulle, hy sê vir die hoofman daaronder, hy sê vir hierdie hoofman, die hoofman het hom in guns hanteer, hy sê vir die hoofman, as hierdie manne, amper klaar, as hierdie manne nie in die skip bly nie, kan hierdie gered word. I wish I could bring back those that left through the years. I saw some people last night at the birthday party. I remember they visited our church once, and then they left, which is good. Sometimes people go, as long as they go to another church, I'm happy with it. Well, not really. As long as they go to another church where the Spirit of the God is and work with them, I'm happy. But if you climbed out of the boat, like we all do, I did when I was younger. If you don't stay in the boat, you cannot be saved. Jy sien, die voorwendsel was dat die roeibootjie kan jou red. Die skip sal behoue gebly het, al lyk het vir jou, hy gaan uit mekaar uitval, maar wat jy nodig het, is om vir Jesus op die skip te kry. Amen. Dan bly jy behoue. Jy sien, dit is belangrik, dat ek en u behoue sal bly tot die einde toe.
Dit is my belangrik dat jy volhard tot die einde toe. Dit is my belangrik dat jy vir mekaar plek gee tot die einde toe. Ek wil net ooit met die ernstig praat oor die volgende. En ek weet daar's mense wat vir my gaan kwaad word maar kwaad, jy moet maar goed word. Wie is die stuurman van jou boot? Is jy die stuurman van jou boot? Of is Jesus die stuurman van jou boot? Kom ek vra vir die vrouens. Wie is die stuurman van jou huis? Is dit jy of Jesus? Kom ek vra vir die mans. Wie is die stuurman van jou huis? Is dit Jesus of jy? In die afwesigheid van Jesus, is dit jy? Of is dit julle saam? Maar in die teenwoordigheid van Jesus staan jy agter die skepper. And this is where I see so many households fall and they never recover. Some go in financial array. They just don't get it. Wanneer Jesus op jou boot is, dan is dit nie net 2 van julle en 6 nie, dan is dit 2 van julle and the master of the seas. Then you take comfort in He's got this. What do? You stand hand in hand behind Him and you follow. Weet julle terwyl hierdie windel oor die aarde waai, as daai oorlog nie opraak nie, gaan hierdie rakke weer leeg. Instead of getting upset about this message today, why don't we stand and say, I invite you, Lord Jesus. Mom, please pray for us. If there's times that I let you off my boat, I'm sorry. I acknowledge you as the captain of my ship, my family's ship. You are the one that knows when the tempest is coming. Hy spreek net 'n woord en hy storm gaan lê. Hy praat net 'n woord en hy storm gaan lê. Hy sê net iets, dit is verby. Terwyl die Here hier is vanmôre, in sy teenwoordigheid en sy genade. So vinnig. Omstandighede laas week toe ek daai ongeluk gehad het en hy het op my kop val. My vrou en my kinders kon vandag alleen hier gewees het sonder my. Maar ek sê nie vrees nie, want ek is nie die stuurman van my huis. But today, while I'm here, let's just say I've got extra motivation, extra dedication to keep steering this church ship in the right direction. Yes, the wind will blow. Ek staan gestaan so en dink aan my vyande. Giet jy goed, baie. En ek dink so aan 'n Bernie, maar toe dink ek, maar ek het meer vriende as vyande. And I forgot it at the back. Paulus het ook vyande gehad. Julle moenie laat ek praat soms met myself. Ek praat van julle, eintlik praat ek soms met myself. Julle laat hartseer en omstandighede en teleurstellings hier agterhou. Dit het my amper agtergegaan. Maar ek het agtergekom, as jy maar net soos 'n bootjie wat getrek word deur 'n sleepbootjie agter en hy trek jou net al verder en verder. Jy dink oor daai om hartseer te wees, dit gaan jou red. Daai sleepbootjie gaan jou nie red nie, jy moet daai tou afkap. En Paulus sê vir hulle, luister, hierdie manne wil vlug, daai matrose wil vlug in daai bootjie. En die soldate sê, o, is dit so? En die soldaat loop en hy vat sy swaard. En hy kap daai tou af en daai bootjie val in die see.
Hy sê, the Lord said, be still is bound. En al daai siele het boue gebly. Paulus kom ook aan hulle die evangelie verkondig. Vader, dankie. Ek vra jy om te staan asseblief. Vat net jou lewensmaat se hand vas as hulle hier is. As jy alleen is vandag, die Here ken jou hart. Ek het ook daaraan deelneem. Vader, dankie vir die liefde en vir die genade. Jesus, wees nie die stuurman van my lewe. As jy voel om het saam met my te sê, as jy jou vrou se hand vas en sê, mama, kom ons sê, Jesus, wees die stuurman van my lewe. Nou doen jy belydenis, ja, jy, wat altyd vir Jesus uit die pad uitdruk, sodat jy die stuurboek kan vat. Jy doen dit, ja. Elke keer as jy 'n kredietkaart swipe en iets te duur koop wat jou huis kan bekostig, weet jy wat maak jy? Jy druk jou hele familie in 'n verknorsing. Sê, Here, ek is jammer dat ek selfs partymal my finansies uit u hande uitneem. Dit gebeur in elke familie. Here, ek is jammer as ek nie vir my vrou ook raad vra as ek 'n besluit wil neem. Kom vanmôre terug. Here, en maak hierdie 2 sewes van ons, maak dit 3 sewes. Maak daar die getal heel. Vat, Here, vat aan die stuurwiel en neem dit in die hande. Vermoed is daar probleme in hierdie gemeente. Omstandighede. Elke net 'n omstandigheid. Dankie vermoede, dat juist daai omstandigheid en na u te kom. Sê net, Here, hierdie saak is nou u se. Sê, Here, hierdie saak is nou u se. Pastoor sê, ek moet aan u oorgee. Here, sê nou, hierdie saak is u se. Dankie, Here, dat u vermoede hierdie gemeente versterk deur die krag, deur die genade, dat jy ons leer hoe om deur die storms te kom. Dis nie om reddingsbootjies en exit doors te hê en hierdie en dit gemaak so, dit gaan oor om u op my boot te hê in die storm. Dankie vir die genade. Dankie vir die krag. Amen. Jy kan die sitplek in hier los. Terwyl ons by die pragtige geleentheid en goddelike voorreg kom om 'n klein engeltjie aan die Here voor te stel. Soos wat die Bybel ons leer, presies net so, soos wat Jesus sy ouers het hom geneem en hulle het hom aan die Here voorgestel. Hulle kan graag vandag nooi vir ouma, maar nie net. You might not have Peter by your side, but the Lord says to you this morning, you've got him, and you've got me. Here versterk ook vir tyd vanmôre. Please come forward and stand here on my left, next to the throne. En dan roep ek ook JP en Marcel vir wie klein Gracie Jean na vore te kom by. Lyk hulle nie pragtig. Wie van julle nog nooit 'n engel gesien? Wie van julle begeer om 'n engel te sien? Hier is 'n engel. Sonder sonde. Nog nooit sonde gedoen.
skoon, rein, heilig, pragtig. En ek kan sien, sy gaan sommer 'n kerkdogtertjie lees staan. Ek lees vir julle die woord van die Here, ook vir u, die Prediker 4. 2 is beter as 1, sê vers 9. Want hulle het 'n goeie beloning vir hulle moeitevolle arbeid. Daar was baie jare, JP, Marcel, toe saam met julle gebid, saam met julle gesmeek. Maar ek dink die grootste opoffering het van julle gekom. As ek vandag vir hierdie mense sou vra, ek weet nie, hulle sal seker nie wil hê, jy wil dit weet nie, maar ek dink nie hulle weet hoeveel dae het hulle gevas en gebid om 'n kindjie te hê. 2 is beter as 1. Julle het 'n goeie beloning vir julle moeitevolle arbeid, vir al die ure God het vir julle gegee. Want as een sou val, kan die ander een sy maat optel. Julle is saam, en as een sou val, nie worry nie, sy sin net saam. Kan julle mekaar optel. Verder as 2 by mekaar lê, word hulle warm, maar een kan nie alleenig warm word nie. En ek wil hiermee afsluit, vers 12, hy sê, as iemand die een aanval, kan al 2 om teestand bied, en 'n 3-dubbele lyn word nie gou verbreek nie. Waarom praat die Bybel hier van 'n 3-dubbele lyn? Dis omdat JP is 1, Marcel is 2, maar klein Gracie Jean is nommer 3. En 'n 3-dubbele lyn sal nie gou verbreek word. Amen. Amen, prys die Here. Ek wil hierdie skrippie. JP, pas jou hand op haar skrip. Die Here God seën jou vandag. En so sê die Here vir jou, die God van jou vader, Abraham, Isak en Jakob. Hierdie dogtertjie, Gracie G, sal jou versterk. En jy voel, jy die wind van voor. Sy sal jou geestelike dissipline hê, JP. Sy sal 'n tou wees wat gevleg is met bietjie van jou, met bietjie met die sagtheid van jou lewensmaat. Die Here seën julle vanmôre met sy goedheid en sy guns sal van julle huis nie verlaat word. Sy teenwoordigheid sal by jou voordeur wees en sy beskerming sal by jou agterdeur wees. And the Lord says, because you to place your faith in me, or anew today, as the master of this ship. The Lord says, when times when you feel like we need more ropes to pull this ship, or to anchor this ship, we are failing in the wind. The Lord says, then Gracie Jean shall come with the combined strength of the ropes of the mother and the father, with the tenderness and soft-spoken words, but with the determination of the Father. The Lord says she will pull you through. Maar die woord van die Here het gespreek vandag. 'n 3-dubbele lyn sal nie verbreek word nie. Ek vra die gemeente om te staan saam met my. Dit saam weer vanmôre weer. In naam van die Vader, die Seun en self hier in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees voor.
Tracy Jean Curry. Sal vir ek vra dat ons net daardie lied sal sing, laat hier die seën op ons haal. Laat hier die seën op ons haal. Breek jy al uit. Hier is sy siel ons straal. Hier maak veel in het gestief. Raak hier die seën op terwyl jy oë gesluit hou, wil ek met die hande oor hulle uit. En ek vra dat u net op die eie en vir die familie sal bid. Spreek die seën, die beskerming oor hulle uit. Bid vir hulle finansies. Bid vir alles wat die Heilige Gees by jou opbring. Bid dat die Here hulle sal lei. Hulle sal versterk, hierdie kinders sal beskerm en bewaar. So sal elke woord dan gebid deur hierdie gemeente, die kinders van God vasstaan. Baie geluk. Dankie vir die toewyding, dankie vir die liefde. Mag die Here julle ryklik seën. Kom ons gee net vir hulle 'n laaste aanbidding. Hou jy bid hoor, en mag jy hulle se kan vas. Oom Wally, ons vorige moderator, het altyd gesê, ek het haar by die ouers geneem, en so gee ek haar dan aan julle terug, dat julle haar so in die weer van die Here God sal groot maak, en dat julle haar sal lei. Ag, ek weet julle sal. Baie geluk weer eens van hierdie gemeente af, ons is saam met julle bly, oor die goedheid en die guns van die Here wat julle teweeggeval het. Ons sal nie nou al vra as daar nog nie hoor. Maar ek seker iemand het dit dalk gebid. Baie dankie Here.